Goeiedag geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Ek het al geruime tyd op my hart om met julle te gesels oor die teer saakie van finansies. Ek noem dit 'n teer saakie want vir een of ander rede het dit 'n vreeslike touchy subject geword onder gelowiges. Want as die pastoor praat oor finansies, dan is die eerste gedagte wat by mense opkom: waarvoor het hulle nou weer en hoeveel van my geld nodig? En dan slaat mense se ore toe, want ons het tog nie lus vir 'n bierelsessie nie. En hierdie is beslis nie wat ek in gedagte het hiermee nie. Maar wat ek wel besef, en ek het dit gesien in my eie lewe, is dat ons nodig het om te weet hoe kyk God na finansies. En hoe werk finansies in sy koninkryk. Want in Kolossense 1:17 sê die woord, hy, en hierdie hy is Abba. So Vader het ons verlos uit die mag van die duisternis, en oorgebring in die koninkryk van die seun van sy liefde. By wedergeboorte is ons oorgebring uit die mag van die duisternis na die koninkryk van Jesus. Ons is uit die koninkryk van die vyand verlos en ons is oorgebring en geplant binne die koninkryk van Jesus. En ons word baie dinge geleer oor hoe ons moreel behoort te leef binne in hierdie koninkryk. Maar ons word baie min geleer oor hoe om met ons geld te werk nou dat ek binne in hierdie koninkryk is. Ek dink jy sal my saamstem dat ons morele lewe veronderstel is om te verander in God se koninkryk. That's a given. Maar dan is dit bietjie sinneloos om met ons finansies nog steeds te leef soos ons geleef het toe ons in die vyand se koninkryk was. Daai moet mos ook nou iets verander. Dit gaan nie werk as ons in hierdie koninkryk probeer om ons finansies volgens die beginsels van die wêreld te hanteer nie. Die einde daarvan gaan net frustrasie en offense wees. Dit sou nou wees soos wanneer ek en Ina oorvlieg Nieu-Seeland toe om vir ons oudste dogter daar te gaan kuier. Maar ek dring daar in Nieu-Seeland daarop aan om oral met my Suid-Afrikaanse rande te betaal. Ek gaan super gefrustreerd wees en ek gaan almal om my frustreer. Is dit omdat hulle verkeerd is, omdat hulle nie my rande wil vat nie? Nee, dit is omdat ek weier om aan te pas by die land, die koninkryk waarin ek my bevind. So is dit krities belangrik dat ek sal verstaan hoe om met my geld te werk in God se koninkryk. Anders gaan ek myself net frustreer en ek loop die gevaar om offended te raak teenoor Jesus, want dinge in my finansies werk nie uit soos ek bid nie, maar meantime, back at the ranch, pas ek nie die beginsels toe van hierdie koninkryk waarin ek my bevind nie. So dis wat ek graag wil oordra in hierdie finansiële Bybelstudies. Is eenvoudig maar net hoe werk ons met finansies in God se koninkryk. En hierdie gaan na alle waarskynlikheid nie 'n aaneenlopende reeks wees nie, maar eerder 'n episode hier en daar, soos die Here dit op my hart lê. Maar kom ons kyk maar hoe dit gaan, want ek het nog nie 'n vasgestelde struktuur hiervoor gekry of uitgewerk nie, maar ek ervaar wel dat ek net moet begin. So hierdie is dan nou die begin. Maar hiermee saam wil ek dit van die staanspoor af duidelik maak. Ek bedel nie vir geld nie. God is my bron. Hy gebruik wel mense, maar ek kyk nie na mense vir my voorsiening nie. My bedoeling is uit en uit om jou te help, deur die woord soos altyd, om te verstaan hoe werk finansies in hierdie koninkryk waarin ek en jy ons nou bevind. So om hier af te skop, wil ek begin by 'n vers wat my hele uitkyk oor gee en saai in God se koninkryk verander het. En dis hier in Filippense 4. Hier van vers 10 af sê Paulus vir die kerk in Filippi baie dankie dat hulle al telke male vir hom geld gestuur het vir sy bediening. Maar dan maak hy hierdie stelling in vers 17 wat my lewe verander het. Nie dat ek die gawe soek nie, maar ek soek die vrug wat oorvloedig word op julle rekening. Maar ek soek die vrug wat oorvloedig word op julle rekening. Wanneer jy gee in God se koninkryk, verlaat jou geld dalk jou beursie, maar nie jou lewe nie. Hoor mooi wat sê Paulus hier, maar ek soek die vrug wat oorvloedig word op julle rekening. Hy praat hier van nog 'n rekening van hulle. Waar is hierdie rekening? In God se koninkryk. Wanneer jy geld saai in God se koninkryk, maak jy 'n deposito in jou hemelse rekening. Dis nie uit jou lewe uit nie. Dis net in 'n ander rekening. En die goeie nuus is, in daai rekening verdien jy nie rente op jou geld nie, maar jy verdien vrug
of in ander woorde, 'n oes. Kom ek verduidelik wat is die verskil tussen 'n rente en 'n oes. Huidiglik, as jy geld hier in die bank sou sit, sal jy baie goed doen as jy 'n instansie kry wat vir jou 10% rente per jaar gaan verdien. Dit beteken, as jy R100 sou belê, jy na 12 maande R10 ekstra sou hê. Maar 'n oes werk heeltemal anders. 'n Maat van my is in die kunsmisbedryf in die Ermelo distrik. En hy het vir my gesê, wanneer hulle oesberekenings doen op mielies, dan werk hulle konservatief op 650 pitte per plant. En net vir ingeval biologie nou nie jou sterkpunt was nie, jy plant net 1 pit om 'n plant te kry. So elke pit wat geplant word, lewer 650 nuwe pitte. Kom ons vat hierdie nou terug na ons R100 vergelyking toe. 'n Bank sal vir jou R10 gee vir jou R100, terwyl 'n oes vir jou R65.000 gaan oplewer. R100 maal 650. Dit is aansienlike beter somme. Nou ek sê nou glad nie dat jy R65.000 moet verwag vir elke R100 wat jy saai nie. En hierdie is nie 'n get quick rich scheme nie, glad nie. Hierdie is God se uitnodiging om in geloof met hom hande te vat. Die punt wat ek wil tuisbring is net dat God se beginsels in sy koninkryk, ook wanneer dit by finansies kom, is en sal altyd baie beter wees as wat jy ooit by enige wêreldse stelsel gaan kry. Hoe kry ek toegang tot God se finansiële stelsel? Ek belê in geloof. Dis so eenvoudig. Soos wat alles in God se koninkryk werk, deur geloof. Hy gee uit genade, so die oes kom uit genade, ek belê in geloof. Ek vat enige dag eerder 'n oes uit God se hand as rente by FNB. Here, baie dankie vir u woord en dankie dat u vandag vir ons kom wys dat in u koninkryk werk finansies anders. Hier geld ander reëls as waaraan ons gewoond is in die wêreld. En dankie dat u besig is om ons te begin wys, hoe kyk u na finansies en hoe werk u met finansies in u koninkryk. Help ons om hierdie eerste beginsel te onthou, Here, dat wanneer ons geld gee vir u werk, wanneer ons geld saai in u koninkryk in, is daai geld dalk tydelik uit my beursie uit, maar is nooit uit my lewe uit nie. Here, dis weer eens net vir my bewys, u is 'n goeie God en u wil vir ons goed wees. In Jesus naam. Amen. Jy kan ons gerus volg op Spotify onder In Jesus Bybelstudie. Onthou maar net, In Jesus is een woord. Daar sê jy toegang kry tot 'n hele klomp van ons vorige boodskappe. As jy dalk finansiëel by ons bediening wil betrokke raak, kan jy gerus na ons webwerf toe gaan by injesus.co.za vir al die nodige besonderhede. Geliefde van Jesus, hou jou oog op Jesus en jou neus in sy woord. Shalom.